baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand is Prof Koos Malan. Prof Koos, baie welkom. Goeienaand Pieter, baie dankie. Goeienaand luisteraars, goeienaand Gerard. En Prof Koos is 'n genoot by Sakeliga. Dan my ander gas vanaand is advokaat Gerry Nel. Hy is die hoof van AfriForum se vervolgingseenheid. Gerry, baie welkom. Baie dankie. Is altyd lekker om saam Prof Koos op 'n program te wees want hy noem my nog Gerard. Ja, ek wil dit net verduidelik want ek ken vir Gerard oftewel Gerry, ek hoor sy naam verander vanaf 30 jaar plus gelede. Ja. Maar wys jy ons nie oud geword nie. Nee, jy het nie, ek het bietjie oud geword, ek sal toegee. Maar jy het. Dankie, jy sê die wonderlikste goed. Nou ja, kom ons begin met die nuus. Natuurlik is op almal se lippe wat tans gebeur met die Iran-oorlog. En ek het vir Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling, gevra net om vir ons weer 'n oorsig te gee van waar dinge tans staan. En dan natuurlik is Prof Koos welkom om 'n bietjie repliek te lewer daarop. Netina. Hier aan die begin van die 5de week van hierdie konflik raak dit al hoe meer vir ons duidelik dat die verskillende scenario's wat kan uitspeel in hierdie Irak-konflik beperk is. Die scenario wat ek dink almal, veral Amerika, maar sekerlik ook golflande en ander belangrike rolspelers nie wil sien gebeur nie, is die soort van uitgerekte konflik wat stelselmatig eskaleer met meer soldate wat gestuur word, Amerika wat meer geld moet spandeer, meer van sy militêre kapasiteit na die Midde-Ooste moet stuur en oor 2 of 3 of 6 maande van nou af sien 'n mens eintlik dat die konflik maar net langer geraak het, uitgerek het en natuurlik uiteindelik groot globale gevolge inhou, dan teen daardie tyd natuurlik wesenlike globale ekonomiese impak gemaak het. Dit is die scenario wat duidelik, as mens luister na Donald Trump se retoriek die afgelope 24 uur, maar ek dink na alle wêreldleiers se boodskap verhoed wil word. Die alternatief wat waarskynlik ook ongewens is, of die scenario wat ongewens is een waar Amerika byna uit desperaatheid om 'n einde te bring aan die konflik instem tot 'n ooreenkoms wat grootendeels 'n regime in Iran in stand hou wat steeds vyandig teenoor die Weste, teenoor Israel en veral teenoor die VSA gesind is, wat steeds in 'n groot mate beheer behou oor die seestraat van Hormuz en gevolglik eintlik 'n periode van heropbou kan begin op dieselfde beginsels as wat die Iran-regime die afgelope paar jaar gebou was. En dit sal beteken meer onderdrukking van minderhede en van oppositie in die streek, herhaalde steun of hernieuwde steun aan proksies van Iran in Midde-Oosterse lande en natuurlik die voortdurende spanning dan nou met sy buurlande. Dit sou 'n ongewenste uitkoms wees, maar een wat sekerlik moontlik is, omdat daar soveel politieke druk tans op Donald Trump en sy regering is. Politieke druk van binne Amerika, van binne die Republikeinse party, maar natuurlik ook internasionale druk. Ons weet dat baie van Amerika se bondgenote voortdurend op die telefoon is met president Trump om hom te versoek om 'n einde te bring aan hierdie konflik weens stygende oliepryse, tekorte aan olie en gas en die impak wat dit op hierdie lande se ekonomieë het. So, daar is wesenlike druk op Trump, aan die een kant om hierdie konflik te beëindig. Daar's aan die ander kant ook 'n wil by Trump, sonder twyfel, om 'n einde te bring aan die oorlog. Ons moet altyd onthou, en dit is iets wat eintlik te min oor berig word in die media, maar ons moet onthou dat president Trump aanvanklik, bietjie meer as 4 weke gelede, eintlik baie versigtig was om hierdie militêre operasie goed te keer. Vanuit my eie bronne in Washington was hy eintlik teesinnig toe die Pentagon en die CIA, sy eie minister van verdediging en ander hom probeer oortuig het om goedkeuring te verleen aan hierdie militêre operasie. En op daardie tydstip het hy vir hulle gesê hy gee hulle 3 tot 4 weke. Intussen raak Trump duidelik gefrustreerd met die oorlog. Hy wil hê dit moet tot 'n einde kom. En dit bring mense eintlik by daardie derde opsie
wat toenemend na 'n moontlikheid lyk indien Amerika nie een of ander meer gunstige ooreenkoms uit Iran uit kan kry nie. En dit is 'n korttermyn verdieping, eskalasie, maar 'n intensiewe eskalasie in die konflik. Met ander woorde, 'n soort van blitsoperasie van 'n groot hoeveelheid Amerikaanse spesialiseenhede wat in enkele dae 'n reuse aanslag uitvoer. Daarmee beheer neem oor Iran se verrykte Iran, die meeste oorblywende aanvalskapasiteit vernietig, senior leiers van Iran op die grond in Teheran in die hoofstad gaan doodmaak, spesialiseenhede met valskermeenhede wat inbeweeg, die seestraat van Hormuz volledig gaan beveilig, alle potensiaal om aanvalle met hommeltuie en vuurpyle en missiele uit te voer, dit alles gaan vernietig. Maar dit sal oor 'n relatiewe korttermyn moet plaasvind en sal eintlik die regime finaal op sy knieë moet dwing om dan in te stem tot 'n ooreenkoms wat meer gunstig is vir Amerika, vir Israel en vir die Golflande. Dis riskant. Dis iets wat ons nog min in die geskiedenis gesien het. En dis duidelik op die oomblik as ek lees en ek hoor maar van my eie bronne in Washington, iets wat die afgelope 2 of 3 dae baie sterk binne die Trump-administrasie bespreek word. Maar goed, ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. Ons sien retoriek van al 3 hierdie moontlike scenario's tans van Amerika en Iran. En dit sal interessant wees. Ek dink die volgende 2-3 dae gaan uiters bepalend wees. Hier gaan belangrike besluite binne volgende 2 of 3 dae oor die konflik geneem word. Dis Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Prof Koos, nou ek dink as mense in Suid-Afrika dink dat die oorlog raak ons nie eintlik nie, dan moet hulle net wag tot Woensdagoggend. Absoluut so. Ja. Wat dink jy tans tot ons moet gaan volmaak. tot ons moet gaan volmaak, ja. Pieter, ek dink dit begin nou baie duidelik raak dat die Verenigde State hom vanuit die staanspoor baie ernstig misreken het met wat vir hom wag in hierdie oorlog. Dit is presies om daai rede dat ek werklikbaar hoop dat die derde scenario wat Jaco vermeld het inderdaad nie sal realiseer nie. Want die derde scenario, een of ander vorm van blitzkrieg, sal nie die eerste keer wees wat die VSA dit uitvoer nie. Hy het dit op die 28ste Februarie ook uitgevoer. En dit was gebaseer op 'n totale misrekening. Hy het gereken, die VSA het gereken saam met Israel, dat indien die 120 Iranese leiers doodgemaak word, dat dood eenvoudig die Iranse regeringskop afgekap gewees het en dit as dit ware sou lei tot die einde van die Iranese regering. Dit het allermins gebeur. Daar was eintlik 'n soemlose oorgang na 'n volgende strata van leierskap, as gevolg waarvan Iran dood eenvoudig met die oorlog kon voortgaan. So dit was gebaseer op 'n misrekening. Indien daar nou weer sodanige sogenaamde blitzkrieg is, sal dit na alle waarskynlikheid weer op 'n ernstige misrekening uitloop. Want jy kan aanneem dat Iran het hom inderdaad voorberei op iets in diervoege en sal in staat wees om dit af te slaan. Maar die belangrikste ding vir my is dit, nie net om af te slaan nie. Die hele betrokke raak by die oorlog impliseer dat die Verenigde State moes geglo dat hy in beheer is van die besluit wanneer hy uit die oorlog onttrek, of hy die oorlog kan onttrek en wanneer hy die oorlog kan onttrek. Dit is gebaseer op 'n aanname, naamlik die aanname dat die ander kant, die vyand, Iran, eintlik baie min van seggenskap daaroor het. Dit was 'n misrekening, want daar's veel meer vuurkrag, veel meer militêre en politieke vermoë waaroor Iran beskik, as gevolg waarvan die VSA doodeenvoudig kan vasvang in die konflik, soos wat op die oomblik eintlik alreeds in 'n beduidende mate gebeur het. Ek verwys na 2 goed. In die eerste plek, Iran hou aan om missiele en hommeltuie af te vuur, en in die tweede plek is daar die probleem met die straat van Hormuz, waar die Amerikaners doodeenvoudig vasgevall is. So is nie binne die VSA se vermoë om te besluit ek onttrek nou nie. Iran het medeseggenskap daarin, en sy medeseggenskap is waarskynlik meer as die van die VSA. In dermate dat indien die VSA in hierdie omstandighede onttrek, dan lyk hy na die verloorder, al het hy veel meer vernietiging aangerig as wat Iran se weermag teen hom aangerig het. So ek hoop nie dit gebeur nie. Dat hierdie derde scenario inderdaad voltrek nie. Wat ek hoop is dat die VSA, ongeag wat die omstandighede op hierdie stadium eintlik is, uit hierdie oorlog onttrek.
want hoe langer hy by die ding betrokke is, hoe dieper gaan hy dood-eenvoudig insak in die dryfsand, sonder 'n vermoë om te onttrek met al die negatiewe gevolge wat daarop volg, naamlik enorme verlies aan binnelandse ondersteuning, totale verlies aan MAGA se hele stuurkrag wat Trump agter hom gehad het, en dan natuurlik 'n enorme klomp ekonomiese probleme met verwysing na die olieprys en so aan. Dan wil ek net dit sê. Die oorlog was, wanneer mens terugkyk, jy kyk nou terug na 4,5 weke, dan blyk dit dat myns insiens dat die hele ding eintlik 'n misrekening was. Ek het nou net 'n nota hier gemaak met verwysing na die Amerikaanse veiligheidsstrategie wat in November verlede jaar uitgereik is. Volgens daai veiligheidsstrategie is die Midde-Ooste baie laag af nou in die VSA se taksering van sy strategiese posisie. So dit is nie in ooreenstemming met hoe hy die posisie gesien het in November verlede jaar, wat gebaseer was op die hele beplanning van die Trump-regering oor hoe hy sy strategiese posisie moet inrig, was dit nie voorsien dat hy by die oorlog sou betrokke raak nie. Nou raak hy by betrokke, terwyl ander streke van veel groter belang is vir hom, volgens sy eie veiligheidsstrategie, in die besonder Europa en in die besonder natuurlik ook die Verre Ooste. Met betrekking tot Europa was daar byvoorbeeld nie lank terug nie, op die 14de Februarie, die opsienbarende toespraak van die minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio. Ek het breedvoerig daaroor geskryf, waaruit duidelik blyk dat die fokus van die Amerikaanse buitelandse beleid, van Amerikaanse strategiese beplanning, is eintlik Europa en die westerse beskawing. Wat die vraag natuurlik laat ontstaan, en dit is 'n baie stekelrige kwessie, hoekom het die VSA by hierdie oorlog betrokke geraak? In die diepe mate waarby hy wel betrokke geraak het, daar's bespiegeling dat Netanyahu vir die VSA in die oorlog ingetrek het, en ek dink daar's al hoe meer aanduidings, gegeewe die maatstaf van die VSA se eie veiligheidsstrategie, dat dit na alle waarskynlikheid inderdaad die posisie was. Ek hoop van harte, onder andere terwille van die betrekkelike regse bewind in die Verenigde State, ten gunste waarvan ek is, laat ek dit maar uitdruklik sê, dat daai bewind nie verswak word nie, want daai bewind is tegelykertyd ondersteunend vir die mense waartoe ons wat hier sit in hierdie lokaal behoort, en dit is noodsaaklik dat daai ondersteuning nie gekompromiteer word nie. En hoe meer die VSA se posisie in die internasionale politiek verswak, onder andere met betrekking tot Iran, hoe meer is hy gebind om en hoe minder kan hy as dit ware optree teen sy eintlike vyande in sy eie hemisfeer, in die westelike hemisfeer, en natuurlik ook met betrekking tot die ANC en so aan. Nou ja, ons is net hier weer terug, en dan wil ek by die twee menere hoor, wat gaan nou gebeur met die Mbalula dossier, so bly geskakel. Welkom terug by die program Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand, advokaat Gerrie Nel, hoof van AfriForum se vervolgingseenheid, en Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Ons gaan nou gesels oor die Mbalula dossier. Advokaat Gerrie, baie welkom weer eens. Hoekom nou? Goeie vraag, maar ek wil eers sê, ek weet niks van die oorlog waaroor Prof Koos gepraat het, maar ek is besig met 'n oorlog teen die verval van die strafregstelsel, en dis 'n baie vel oorlog. En ek wil net, voor ek nou begin verduidelik, is daar 3 aspekte wat ek in perspektief wil plaas. Nou, die eerste is, ons het die kantoor vir privaat vervolging gestig in 2017, met die uitsluitlike doel om die mense wat verskans is teen vervolging, as gevolg van politieke koneksies en of hulle posisie in die samelewing, om hulle te vervolg. Want as die vervolgingsgesag nie vervolg nie, jy weet wat dan? Ons as gemeenskap moet 'n reg hê om te kan vervolg. Vir die doel het ons toe 'n kantoor bymekaar gekry, en ons het 'n kantoor van 12 mense. Maar wat interessant is hiervan is dat die 12 mense wat ons het, is 3 aanklaers, 'n prokureur, 7 baie senior ondersoekers, ons mediabestuurder en natuurlik ons kantoorbestuurder. Die 12 mense het 'n gesamentlike ondervinding van meer as 300 jaar, net in die strafreg. En wat ook, ek dink, van belang is vir hierdie gesprek, is dat die hele kernspan wat die Celebi saak vervolg het, dit is nou die hoofondersoeker, die hooffinansiële ondersoeker, ander ondersoekers, en natuurlik ek, werk nou almal vir die privaat vervolgingseenheid.
En celebre is belangrik en ek seker Prof Koos sal daarmee saamstem, want dis waar die definisie van korrupsie deur die Hoogste Hof van Appel vasgelê is, wat later gevolg is in die bloksaak, maar dis baie belangrik want die definisie word deur die vervolgingsgesag met opset verkeerd geïnterpreteer. En dan die derde aspek wat ek net wil aanraak en dit antwoord jou vraag, waarom nou? Nou ons betrokkenheid by die saak het begin in 2017. In 2017 het ons begin en ons is nog steeds daarmee besig en die felheid van ons betrokkenheid hierby het nooit afgeneem nie. So ek gaan dit ook bietjie verder later uitbrei om te sê hoe ons betrokke geraak het, maar ek dink miskien moet ek net vinnig die feite, die basiese feite deel met die luisteraars. Jy weet, as almal soos ek is wat graag na Agatha Christie se fliek sou kyk, dan wil ek almal tog uitnooi. Ek gaan die basiese feite gee, besluit jy vir jouself. Is daar 'n saak of is daar nie 'n saak nie? En as die besluit is dat daar is 'n saak, maar daar word nie vervolg nie, dan en dis wat ons sê. Ons sê die besluit om nie te vervolg nie is 'n irrasionele besluit deur die vervolgingsgesag. En dan moet jy 'n vraag vra, as jy sê dis irrasioneel, moet jy sê hoekom is dit irrasioneel? Nou as ons na hierdie betrokke saak kyk en ons kyk na die persoon wat betrokke is by hierdie saak, dan moet ons vir onsself sê dat dit blyk vir ons te wees dat dit moet wees as gevolg van politieke koneksies of die rol wat die persoon in die samelewing speel. So, laat ek net vinnig begin om te sê, meneer, die feite, die aantuigings wat ons maak, wat gemaak word in 'n saakdossier, is dat meneer Mbalula op die 28ste Desember 2016 tot die 3 Januarie 2017 op vakansie gaan Dubai toe. Dit kos hom R684,000. Voor hy Suid-Afrika verlaat het, het hy glad nooit geen betaling gemaak vir sy vakansie nie. Hy kom toe terug en toe in Februarie 2017 begin die reisagent vra hom, maar wanneer gaan jy nou betaal? En ons weet dat die geld wat toe betaal is nie uit die rekening van meneer Mbalula gekom het nie, maar is deur 'n maatskappy Sedgers betaal. Nou wat belangrik is van Sedgers is dat hulle 'n diensverskaffer was aan die departement sport en meneer Mbalula was die minister van sport. Nou as baie tegniese aspekte. En as ons sê Sedgers, dan het Sedgers die betaling veroorsaak, maar is nie uit Sedgers se rekening gedoen nie, want Sedgers is 'n diensverskaffer. Dis deur 'n maatskappy wat aan Sedgers betrokke was, sy rekening betaal, nadat Sedgers die R300,000 oorbetaal het in die rekening van die ander maatskappy om dit te kan betaal. So en dis ook 'n belangrike vraag, want die lening dit word toe ingeklee as 'n lening. Maar daar word niks voor terugbetaal nie. Tot in die 9 Oktober 2017, toe het Barry Bateman van Eyewitness News, en Barry is hier by ons vanaand, hy is nou ons media bestuurder by die kantoor, toe het hy die storie gebreek. En die storie is dat Sedgers het betaal vir meneer Mbalula se vakansie van R684,000. En toe, op dieselfde dag wat die storie breek, word daar betalings gedoen. Word daar terugbetaal aan Sedgers, om te sê dat dit was nou 'n lening. Nou wat vir ons belangrik is hier, is dat ons betrokkenheid begin op die 9de Oktober 2017. Toe die storie breek, het Monique Taute van AfriForum die saak aan die openbare beskermer gerapporteer. Die openbare beskermer het ondersoek en ek moet nou na al my feite kyk en die het op die 19 Desember 2018 'n bevinding uitgebring. So die openbare beskermer bring 'n bevinding uit om te sê dat die saak moet verwys word na die vervolgingsgesag om geldwasery te ondersoek. Uiteraard word te verwys, maar daar gebeur net absoluut niks. Die beslissing van toe die openbare beskermer haar beslissing maak en daar gebeur niks, het dieselfde Monique Taute op die 3 Augustus in Augustus 2019 'n dossier gaan open. Dossier van korrupsie en geldwasery. So ek dink dis nogal belangrik om alles bymekaar te hou. So 2017 word dit breek die storie. In 2017 word dit verwys na die openbare beskermer.
In 2019 word in Augustus 2019 word die beslissing van die openbare beskermer bekend en daar word 'n saak geopen op dieselfde dag. Toe die By die beslissing polisie. ja by die polisie word 'n saak geopen. En toe op die 3 Augustus 2023 word die saak genollie deur die vervolgingsgesag. Jy moet net verduidelik wat nou is. Nollie is die vervolgingsgesag sê dat hulle gaan nie vervolg nie. Nou wat interessant is en dit is baie belangrik. Alles klink baie tegnies, maar ek dink die tegniese aspekte hier is baie belangrik want korrupsie is 'n tegniese definisie en ek dink die tegniese aspekte van 'n tydlyn is baie belangrik. So daar word besluit om nie te vervolg nie en die rede word gegee dat daar's nie voldoende getuienis om suksesvol te vervolg nie, want daar was geen quid pro quo nie. Nou quid pro quo is omtrent soos omkopery. Ek dink omkopery verstaan baie mense nie. So ek gee vir jou geld en jy gee vir my 'n voordeel vir die geld wat ek jou gee. So dis 'n quid pro quo. Dis 'n voordeel wat ek kry. Sê daar's geen quid pro quo nie, want dit was blote lening en meneer Mbalula het die geld terugbetaal. Nou wat toe gebeur en hoekom ons dit nou bekend maak, is ons het op die 3 Oktober verlede jaar 2025, nadat ons die dossier by die vervolgingsgesag gekry het, want ons by die polisie gekry het, want ons sê vir die polisie, ons wil privaat vervolg. Omdat ons privaat wil vervolg, wil ons die dossier hê om te kan kyk wat's in die dossier. Toe ons die dossier kry, toe skryf ons 'n vertoë aan die vervolgingsgesag. 'n Volledige vertoë met die definisies waar hulle foute maak. Ons sê dat dit is met opset dat hulle nie wil vervolg nie. Ons sê in die vertoë dat hulle verstaan nie die definisie van korrupsie nie. En hulle doen so met opset. Want as jy die definisie van korrupsie verstaan, sal jy vervolg. Miskien moet ek net nou daarop stil staan. Nou dit is die regter Joffrey het in die Selewe saak die definisie van korrupsie opgesom om deur te sê: As daar 'n voordeel is, as ek vra vir 'n voordeel of as 'n voordeel aangebied word en die voordeel skep 'n dinamiese verhouding waarby ek vir ewig sal in 'n situasie moet wees waar ek jou gunste sal moet doen. Dink jy daaraan? So daar's 'n voordeel wat gegee word of aangebied word en dit skep 'n dinamika waar ek vir ewig jou sal moet gunste doen omdat daai dinamika daar is. Nou as dit die definisie van korrupsie is, dan is korrupsie vervolgings eintlik nie moeilik nie. Maar die blote vraag na quid pro quo maak korrupsie eintlik toekomstige korrupsie mos eintlik onmoontlik. So ek gee vir jou vandag 'n voordeel en jy gee vir my in 5 jaar 'n voordeel, dan moet ek die twee met mekaar verbind en dit was omkopery. So omkopery het ons verstaan, maar korrupsie is nie die blote aanbied daarvan om 'n dinamiese verhouding te skep. Daar hoef nie 'n teenprestasie te Dat- wees Nee, daar moet net 'n bedoeling wees om 'n teenprestasie te kry. Dis al. Dis wat regter Joffrey gesê het en dit is deur die Hoogste Hof van Appel het dit bevestig. Dis gevolg daarna in sake en dis die enigste definisie wat ons het vir korrupsie. So wat toe gebeur nou onlangs is Barry, en ek moet hom die eer gee hiervoor. Barry sit en hy volg die Mdlanga kommissie. Ons volg die Mdlanga kommissie en hy storm 'n kantoor in opgewonde en hy sê wat gebeur het met generaal-majoor Shibiri is 'n spieelbeeld wat gebeur het met meneer Mbalula. Generaal-majoor Shibiri kry 'n lening van 70, noem dit 'n lening, van R70,000 by meneer Matlala om sy seun se voertuig te diens. Toe die polisie toeslaan, toe betaal hy geld terug. En regter Mdlanga het hom aangevat en gesê maar dis mos net 'n skynlening dan. Jy het eers begin terugbetaal toe die polisie jou daarop gewys het. Wat sê ons van meneer Mbalula? Toe dit breek in die media, toe betaal hy onmiddellik terug. Maande later, toe betaal hy onmiddellik terug. Nou tweede aspek, wat almal wat nou die Mdlanga kommissie volg, sal vir jou sê dat dit is net vir hulle ongelooflik dat so baie kontant hande verwissel. Nou wat gebeur het in Mbalula saak is die volgende. Daar's R300,000 oorbetaal na die reisagent.
Maar die ander R380.000 is in kontant handig verwissel. Daar is hoeveelhede kontant geneem na 'n bank toe en die reisagent se rekening inbetaal. Daar is R85.000 op die OR Tambo lughawe in 'n rekening inbetaal in kontant. So dit wat mense nou ontstel van die Mdlanga kommissie, wat 'n lening is wat verskans is en die kontant wat rondgedra is, het al gebeur in 2017 en probeer ons mense oortuig dat daar moet 'n vervolging wees, maar daar volg nie 'n vervolging nie. Ek dink dit is miskien verder belangrik net om te kan wys waar ons begin belangstel het. So ons begin belangstel toe die saak gerapporteer word aan die openbare beskermer. Ons begin belangstel toe die saak by die polisie geopen word. Maar wat belangrik is, ons skryf ons eerste brief aan die vervolgingsgesag waar ons vir hulle sê die feit dat julle nie antwoord nie, die feit dat julle nie vervolg nie is irrasioneel. Julle moet vervolg op die 22ste Maart 2022. In Junie 2022 rapporteer ons die vervolgingsgesag en die valke by die president. Ons skryf vir die president dat jy moet nou toetree. Dit is een van jou mense, dis 'n minister, en dis die aantuigings wat ons het en jou mense doen niks nie. Nou wat die nasionale vervolgingsgesag doen is, hulle antwoord nie op ons skrywes nie. Ons het toe in Julie 2023. Nou ek noem alles want dis duidelik, ek het dit hier, mense kan dit sien. In Julie 2023 skryf ons 'n brief aan advokaat Shamila Batoy met 'n lys van sake wat ons vir haar stuur, maar sy nooit eers antwoord nie. En die heel eerste saak hierop is Mbalula se saak. So ons betrokkenheid hierby, die felheid waarmee ons die saak dryf, kom al 'n baie lang tyd. En nou dat ons die spieelbeeld van dit wat ons oor jare sê gesien het in die Mdlanga kommissie, was dit 'n geleentheid om dit weer na vore te bring. So ons het nie nou begin nie. Ons het regtig lankal begin. En wat ons ook verder gedryf het, Pieter, is ons het nou 'n nuwe nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Mothibe. Hy het toe die media toegespreek op die 18de Maart van hierdie jaar, 2026, waar die media toegespreek het. Hy het sy waardes met die media gedeel, hy het sy strategie met die media gedeel. Sê vir die media dat Suid-Afrika is een van die min lande in die wêreld where they prosecuted former ministers. En ek dink die woord former is eintlik wat belangrik is, want huidige minister word blyklik nie vervolg nie, maar Dis my request. kom ons gee hom die voordeel van die twyfel dat hy sê dat ministers word vervolg en ons sê vir hom, wat is Mbalula nou die uitsondering? Want Pieter, die een aspek wat ons Suid-Afrikaners doen is ons vergeet gou. Want jy sien daar gebeur so baie dinge in Suid-Afrika. Daar's altyd iets groters elke dag. Want soos ons nou hier sit en ek vra vir jou, weet jy wat het die Zondo-kommissie oor meneer Mantashe gesê? Dan gaan jy moet dink. As ek weer sê, weet jy wat die Zondo-kommissie oor minister David Mhlongo gesê het? Dan gaan jy moet dink. As ek weer sê, wat het gebeur met die aantuigings teen minister Simelane? Wat tot gevolg gehad het dat sy nie meer die minister van Justisie is. Wat het gebeur van die aanduigings teen minister Ntshavheni? Dan weet ons nie. Want ons beweeg net aan. En dit is wat die vervolgingsgesag probeer doen, sê ek. Hulle hoop ons gaan weg. En met baie sake gaan mense weg. En dan kom dit nooit weer na vore nie. Maar ons gaan nie weggaan nie. Ons wat hierdie saak aanbetref is vir ons duidelik. Ons dryf dit nou al vir baie jare en ons gaan dit eintyd dryf. Nou, as ek sê ons gaan dit eintyd dryf, Pieter, jy moet maar stop jong, as ek eers oor hierdie saak, hierdie is vir ons 'n passie. Dit is 'n saak wat ons nou lank mee doen. Kyk, ek wil wel vra, ons het vinnig 'n advertensiebreek doen, dan kan ons verder vinnig weer oor. Dit is my baie interessant. Ons is net hier nou weer terug. Welkom terug by Fokus. Ons gesels nou oor die Mbalula dossier. Advokaat Nel, die papier het berig dat daar nie 'n klagstaat is nie. Het jy gejok? Jy weet, ek probeer om nooit te jok nie. En as ek jok, gaan ek dit nie openbaar doen nie.
En as ek jok, gaan ek nie so jok dat ek uitgevang kan word nie. So die antwoord is nee. Ek het gelees dat die nasionale vervolgingsgesag sê dat hulle ontken dat daar 'n klagstaat is wat opgestel is. Toe dink ek 'n bietjie daaroor en ek dink, hoekom sal hulle dit ontken? En die gewaarwording was, dit is dalk die grootste aanklag teen hulle. Dat 'n aanklaer 'n klagstaat opgestel het en hulle dit nie verder gevat het nie. So, ek het nou vanaand hier by jou en ek het voor professor Koos nou, as hulle dink ek is nie geloofwaardig nie, is ek seker hulle sal glo dat Prof Koos geloofwaardig is. Hier is die konsep klagstaat wat ek in die dossier gekry het. Nou dit meld van R684.000, dit meld al die persone. So hier is 'n klagstaat. Ek sal nie enigiemand mislei oor iets wat ek gekry het in 'n dossier nie. So dit is daar. Pieter, miskien moet ek net sê dat die volgende vraag moet natuurlik wees: as die vervolgingsgesag nou nie vervolg nie, wat dan? Nou, dit is vir my uitsonderlik opwindend om te kan dink dat ek op my rype leeftyd 'n geleentheid het om die reg te ontwikkel. Want wat privaat vervolging aanbetref, dink ek ontwikkeling is nodig. Want privaat vervolging as 'n konsep, as 'n artikel in die strafproseswet kom al uit die vorige eeu uit. Kom uit 18, ek weet nie presies waar nie, maar ek dink 1897 of so iets was dit nou vir die eerste keer al in die strafproseswet ingeneem. En is daarna aanhoudend in die strafproseswet vervat. En dit het 'n besondere aspek en dit is dat jy kan privaat vervolg as jy 'n persoonlike belang by 'n saak het. So as jy 'n persoonlike belang by die feit het dat die vervolgingsgesag nie vervolg nie, dan kan jy privaat vervolg. Nou dit verstaan ons almal, maar die reg het ontwikkel. Daar's twee aspekte van privaat vervolging wat ek dink wat ontwikkeling vereis. Een is die gemeenskap moet 'n reg hê om privaat te kan vervolg op korrupsie. Want as iemand 'n reg het om op omkopery privaat te kon vervolg, want hulle sou hê jy het 'n persoonlike belang. Hoekom kan die gemeenskap nie vervolg op korrupsie nie? Wat moet ons dan doen as die vervolgingsgesag net bloot weier? Moet elke persoon nou die hof nader om te sê dat die beslissing was irrasioneel en daardeur deur 'n hele proses gaan sodat hulle van die hof hulle kan verplig om te vervolg en dan vervolg hulle self op 'n manier wat ons nie dink hulle behoort te vervolg nie. Die gemeenskap moet 'n reg hê om privaat te vervolg. En ek dink die reg het nou so verval. Korrupsie en georganiseerde misdaad het nou so ontwikkel en toegeneem dat dit net bloot natuurlik is dat die reg daar 'n reg moet wees om privaat te vervolg. Dis punt 1. Punt 2 is dat 'n regspersoon nie privaat kan vervolg nie. Nou daar's baie regspersone wat hulle net as gevolg van die besigheidsstruktuur as 'n regspersoon laat verklaar en ek kan ook nie dink waarom 'n regspersoon nie privaat kan vervolg nie. So vir my is dit baie opwindend om te dink dat ons die reg kan verander, dat ons die reg kan uitbrei. En ek dink dit gaan maklik wees nie, maar Prof Koos sal met my saamstem dat goeie feite maak goeie reg en 'n goeie saak maak goeie reg. En ek voel dat hierdie saak se feite wat ek vir julle weergegee het, sodanig is dat as ons die reg moet ontwikkel, is dit 'n baie goeie saak om die reg te ontwikkel, want daar's baie ander wat ons mee te doen het. En dan, terwyl ek nou hier is, Pieter, dis die Mbalula saak, dis 'n passie vir ons, maar mag ek vra, is die AfriForum se privaat vervolgingseenheid baie uniek en half die enigste privaat vervolgingsentiteit in Suid-Afrika? So dit is 'n grondverskuivende werk wat julle doen? Ja. Of is daar ander? Nee, dit is absoluut uniek. Dis absoluut noodsaaklik, absoluut uniek, maar wat ek ook moet sê is dit was 'n breinkind van Kali Kriel. Nou, hy het my genader, dis sy idee. En as jy net mooi dink, Pieter, voor 2017 was dit 'n vreemde konsep. Niemand het eers gedink aan privaat vervolging. Nou is dit op almal se lippe. Selfs president Zuma wil privaat vervolg. So privaat vervolging as 'n konsep is op almal se lippe, maar dit het werk gekos. Dit baanbrekerswerk, soos jy sê. Ons moes die eerste keer
Toe ek gaan net vinnig dit Nee. sê en ek sê seker Prof Koos wil my baie vrae vra. So ek gaan baie praat sodat hy niks tyd het nie, maar toe ons die eerste keer die hof nader. Jy moet elke keer as jy hof nader met 'n aansoek om private vervolg, moet jy almal in die hof gebou leer wat dit is. Sê hoe dit werk, waar die betalings moet wees, wat jy moet betaal, hoe jy moet betaal, hoe dit werk. So dis baanbrekerswerk en ons het nou 3 suksesvolle privaat vervolgings afgehandel. Interessant genoeg, al 3 waar vroue klaars was, al 3 geslagsgebaseerde geweld wat nie vervolg word nie. Want ons kan onsself as 'n kantoor, Pieter, voltyds besig hou met sake teen vroue en kinders. So behalwe nou ons korrupsie aanslag. Maar ons aanslag het van 2017 af is ons fokus nog steeds verskanste mense teen vervolging. Maar dit het bietjie verander want die totale verval van die strafregstelsel maak dit nou uiters noodsaaklik dat ons net mense wat ons nader deur die strafregstelsel kan neem, want my siening is dat die strafregstelsel is op sy allerlaagste punt. En mense kan net die Kabinde kommissie volg deur te weet wat daar aangaan. Ons volg dit is in ons belang. Ek weet almal weet van advokaat Shamila Batoyi wat uit die kommissie uitgeloop het verlede Desember. Ons weet nog nie of sy gaan terugkom of nie. As mense dit luister sou hulle geskok gewees het oor die getuienis wat advokaat Andrew Chauke gelewer het oor besluitnemingsprosedures en in die vervolgingsgesag wat die vertroue in die vervolgingsgesag definitief ondermyn. Ek verstaan dit. Maar ek wil tog gelykertyd sê dat Pieter, ek dink dat dit uiters noodsaaklik dat advokaat Mothibe iets doen. Dat dit 'n nuwe dageraad is wat ons het die vervolgingsgesag nodig. Ons het dit nodig want dit is die hoofrolspeler in die strafregstelsel. So ons moet die hoofrolspeler terugkry. Jy weet ons praat baie maklik van aanklaers wat sonder vrees en vooroordeel moet vervolg. Maar dit is waar. Dit is 'n aspek wat ek en die mense wat by my kantoor is wat ons leer. Sonder vrees of vooroordeel moet jy vervolg. As ons nie dit het nie, dan het ons verskanste vervolgings en dan gaan die strafreg die vertroue net meer taan. Pieter, in 'n sekere sin kom ek al die pad saam met die vervolgingseenheid. Miskien sal jy onthou, reg binne die staanspoor toe julle gestig is, het 'n kollega van my van die Universiteit van Kaapstad, wie se naam ek nou vergeet het, het hy 'n artikel geskryf en hy gesê nee, dit is onvanpas. Ek het hom toe geantwoord. Ek kan die antwoord nog so min of meer in herinnering roep. En dit het al hoe meer geldig geraak. Dit is dit. Wanneer jy in enige konstitusionele stelsel is, dan is dit uiters noodsaaklik, aansluitend by wat jy nou gesê het, dat jy 'n vervolgingsgesag moet hê en individuele aanklaers moet hê wat sonder vrees en vooroordeel kan vervolg. Dit impliseer dat jy so 'n stelsel moet hê dat jy bevoegde besluitneming moet kan hê. Wat gebeur egter as jy dit nie het nie? Wie gaan die vervolgingsgesag dophou? Wel, jy kan sê die hof, maar die hof kan nie oral instaan nie. So as die vervolgingsgesag nie deur iemand dopgehou kan word, om sy tone gehou kan word nie, dan het jy iets anders nodig. En dit het eintlik algemene praktyk in Suid-Afrika geword. In 'n sekere sin word alles in Suid-Afrika uitgekontrakteer. Vanaf veiligheidskwessies wat privaat veiligheid word. Vanaf die verskaffing van elektrisiteit wat privaat verskaffing van krag word. Dieselfde gebeur in die verstommende geval van vervolging, wat veronderstel is om 'n kernstaatsaangeleentheid te wees. Maar as dit nie kan gebeur nie, beteken dit nie jy moet nou terugsit en sê laat God se water oor God se akker loop nie. As jy 'n konstitusionele ingesteldheid het, waarby ek doeteenvoudig net dit bedoel, is nie 'n tegniese ding nie. Maar as jy 'n konstitusionele ingesteldheid het, beteken dit, luister man, daar behoort behoorlike funksionering te wees van reg en geregtigheid. En die nodige instellings vir daai doel behoort te funksioneer, soos die vervolgingsgesag. En as die vervolgingsgesag nie behoorlik funksioneer nie, dan moet iets anders of 'n ander instelling in sy plek funksioneer en bepaalde sake hanteer soos wat julle reeds gedoen het en verder nou doen byvoorbeeld in hierdie geval en sodat die vervolgingsgesag as dit ware
herinner kan word aan sy verpligtinge en dit opnuut weer tot die voordeel van die gemeenskap kan opneem. Met ander woorde, dis nie 'n vreemde ding wat die vervolgingseenheid, die privaat vervolgingseenheid van AfriForum en advokaat Nel doen nie. Dis 'n fundamentele funksie wat in sy skoot val, wat hy as verantwoordelike burger en as 'n verantwoordelike burgerlike instelling as dit ware moet oorneem in die lig van die feit dat jy 'n fundamentele wanfunksionering het by die staat. Ja, dis ongelukkig al waarvoor dit is. Ek dink Prof Koos en advokaat Nel, ek dink ons moet definitief eendag weer een aand hieroor gesels, want ek dink daar's nog baie om te sê oor hierdie saak en natuurlik oor die strafregstelsel. So weer eens dankie Prof Koos Malan, genoot by Sakeliga, en advokaat Gerrie Nel, hoof van die vervolgingseenheid wat grondverskuivende werk doen met ons regstelsel. Dit was Fokus. Jy kan hierdie program weer op YouTube gaan kyk en natuurlik ook op podcast.